Dei Gracia, die gemeente waar jy kan kom soos jy is, sodat God jou kan ontmoet waar jy is. Saam stap ons op jou journey van genade. Ons wil jou vanmôre vra om jou hart en jou denke oop te maak, dat God vanmôre in jou hart en jou lewe kan inpraat. Ons is besig, ons is by week 3 van die journey tussenin, en ons het in die eerste week vir jou geleer dat almal is iewers in sy lewe op 'n journey tussenin. Maak nie saak waar jy in jou lewe is nie, iewers is daar 'n gebeurlikheid en 'n herstel, of daar's 'n verwagting en 'n teleurstelling, of daar's 'n verwagting en 'n voorsiening, 'n nuwe werk en dan die aanpassings daar, of daar was 'n slegte tyding geweest rondom gesondheid en daar's 'n journey wat 'n mens moet stap. En in daai journey tussenin is daar 'n terrein waar ons kan ontevrede raak, waar ons kan begin kla, waar ons kan begin murmureer, en dis 'n slegte plek om te wees. En baie van ons wil hierdie kits antwoorde, ons wil van punt A na punt B onmiddellik beweeg, terwyl die lewe is 'n realiteit is, daar is 'n journey tussenin. Maar dis ook 'n vrugbare stuk plek waar God kan voorsien. Ons het die storie van Israel gebruik. Egipte land, 400 jaar slawerny op pad na die beloofde land toe. En hulle kry swaar en honger in die woestyn, en God kom en hy gee kwartels en manna, hy gee 'n wolk in die dag. Dink vir jouself, maak 'n prentjie. Hier stap 'n volk in die woestyn, en hy sit 'n wolk oor 3 miljoen Jode, en hulle stap onder 'n wolk. In die nag is dit koud in 'n woestyn, dan's daar 'n vuurkolom wat hulle warm maak, wat hulle beskerm. So dis vrugbare grond. Hierdie journey tussenin kan God ingryp en hy kan vir jou voorsien. Maar dis ook 'n plek waar God met jou kan praat. Dis baie keer nodig dat God deur sy genade, want genade los ons nie waar ons is nie, genade praat met ons. En dis waar God se genade met ons kan praat en sê, luister, hierdie ding in jou lewe of hierdie rigting in jou lewe moet verander. Dis plek waar God kan praat. Dan die wonderlike deel van dit is, dis 'n vrugbare stuk grond vir transformasie. Dis die plek waar ons verander kan word. Ons wil baie keer verander wees in ons gees, en ons gaan vanmôre dit vir jou verduidelik, is ons verander, maar ons wil verander wees. Ons word verander in hierdie journey tussenin, en dis die plek waar ons moet kies wat ons gaan glo. Dis 'n plek waar ons geloof en vertroue in God moet stel, dat hy saam met ons is en saam met ons sal deurstap. Verlede week het ons gepraat dat in hierdie journey tussenin, wanneer dit moeilik is ons self soms die probleem. Dis nie altyd lekker nie, maar ons is soms die probleem. Ons veroorsaak probleme vir onsself. Ons maak keuses wat ons hoor die stem van God wat sê moenie in daai rigting gaan nie, dan gaan ons in daai rigting. Ons maak keuses. En dan baie keer is dit in ons journey tussen het ons oralster probleme. Ons sê dan ons vergeet ons is dalk die gemeenskaplike faktor, en is nodig dat ek na myself sal kyk. Maar ons is nie altyd eerlik daaroor nie. Ons wys nie regtig waar ons staan in hierdie journey tussenin nie. Ons steek onsself half weg. Ons is te bang om eerlik te wees en te sê ek sukkel hiermee of ek sukkel daarmee, en dan kry dit 'n houvas half op 'n ou as 'n ou lank genoeg op een plek bly sukkel, en ons is bang mense verwerp ons. Die probleem met hierdie journey tussenin is party mense raak stak. Jy het iets gehoor of iets in jou lewe het gebeur. Daar was 'n gebeurtenis, daar was 'n insident, daar was 'n seerkry, daar was 'n swaar kry, daar was iets wat iemand vir jou gesê het en jy stak. Jy beweeg nie in 'n rigting nie. Dit het 'n invloed op jou huwelik. Dit het 'n invloed op die mense om jou. Dit het 'n invloed op jou kreatiwiteit om vorentoe te beweeg. God wil hê dat jy nie stak moet wees nie. Hy wil hê dat ons sal beweeg, want dit is 'n journey van genade. God wil saam met jou stap uit jou situasie waar jy stil staan. En dan kom ons by 'n plek waar ons verstaan dat ons moet teenwoordig wees. Party van ons is so gevang deur omstandighede dat ons mis die moment wat God nou vir ons kan gee. God wil nou in jou lewe inpraat. God wil nou in jou lewe inwerk. Hier's momente wat God vir jou gee, maar jy's so stak waar jy is en so besig met jouself dat God kan jou vanmôre jou lewe radikaal verander, maar jy's besig met die dinge om jou. En dan die ander probleem wat ons het baie keer is in hierdie journey, kyk ons af na ander mense wat op 'n ander plek in hulle journey is. En dan het ons hierdie arrogansie aan ons sê, ek gaan nie langer met jou saamloop nie, ek wil nie met jou langer saamloop nie, want jy's nie waar ek wil hê jy moet wees nie. Onthou, elke mens is op sy eie journey. En ek kan nie van jou verwag om te wees waar ek is, en jy kan nie van my verwag om te wees waar, en ek kan nie neerkyk op jou nie, want dan judge ek, en as ek judge, haal ek vir myself moeilikheid in. Moenie na ander neerkyk oor hulle is nie. En dan gryp die oomblik aan. Julle onthou die storie van Jesus wat geloop het op pad na die dogtertjie van Jairus. Hierdie vrou ly vir jare aan bloedvloeiing en sy sê as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, as ek net aan Jesus kan raak.
En ons het verlede week dit intens beleef. Ek het soveel getuienisse gekry van wat God verlede week in harte, lewens en sommer in huwelike gedoen het, van om 'n oomblik aan te gryp as God iets wil doen. Nou vandag gaan ek met jou in jou kop en jou denke praat. Laasweek was lekker, dit was hierdie emosionele goed wat ou se lewe raak, maar vandag praat ek met jou oor die geestelike goed. En ek gaan van die beelde wat ek baie keer by X30 gebruik, gaan ek vandag gebruik om hierdie journey vir jou te laat verstaan, want hierdie journey van genade het 'n vertrekpunt. En as jy die vergeet van die vertrekpunt, as jy nie onthou van die vertrekpunt nie, raak jy die mekaar op die journey. En daarom moet ons eintlik elke nou en dan hierdie boodskap oor en oor amper preek, om net vir jou te remind, jy hoef nie oor te begin nie, maar jy moet weet waar jy vandaan kom. Jy moet weet hoe het alles begin, want dit begin by genade. Hierdie journey begin by genade. Dis God wat jou raak sien. Dis nie oor jy oulik is nie, dis nie oor jy grand is nie, dis nie oor jy dit uitgedink het en jy het God gesoek nie. God het jou gesoek. As jy vanmôre dalk vir die eerste keer in 'n kerk is, of jy nog soekend is en baie krities oor die kerk is, God het dan vanmôre met jou 'n afspraak. Hy wil met jou praat. Dis hoe sy genade werk. Hy gebruik soms vreemde maniere om jou in lyn te bring, sodat hy met jou kan praat. En jy moet verstaan, dis 'n journey van genade, anderster word dit vir jou 'n journey van hartseer, want as jy nie God se genade elke dag van bewus is, en waarmee hy besig is nie, dan raak jy die mekaar, en dan kyk jy na goed wat jou saai trek, en jy dwaal af, want onthou, waar jy kyk is waar jy loop. Jy kan nie in een rigting kyk en in 'n ander rigting loop nie, en daarom is dit belangrik om te verstaan, hoe hierdie journey begin. En dan 'n belangrike deel is, ons wil ons eie journey bepaal. Maar in hierdie journey van genade is daar nie kort paaie nie, en daar's vaste paaie, daar's paaie wat Jesus vir ons uitlei, en ons gaan vanmôre daaroor praat, wat ons nie kan saaitrek nie. Van ons sê wel, dit pas nie by my kultuur in nie, of dit pas nie by my agtergrond in nie. Verstaan jy uit wat 'n kerk uitkom? Ek meen, die Gracia is 'n mix grill, ons is van alle kerke bymekaar. En dis fyn. Maar wat ons deel is by die Gracia is, as dit in die woord staan, wil ons dit hê, as dit nie in die woord is nie, wil ons dit nie hê nie. En dis 'n fair deal. En as die woord vir ons sê, luister, hierdie journey sluit sekere stappe in, dan kan jy nie kom met arrogansie en sê, wel ek kan nie hierdie pad stap nie, want dit pas nie by my tradisie, of by my gewoonte, of by my sienswyse in nie. Jy moet vanmôre verstaan, hierdie vertrekpunt, hierdie plek waar God jou ontmoet deur sy genade, het 'n prys gekos. Daar's 'n prys betaal sodat jy reg kan wegtrek, en is oor ons baie keer verkeerd wegtrek, dat ons die mekaar raak op die journey. En van die wegtrek is deel van tradisie in die kerk, van kerke wat ons verkeerd leer, en dinge wat ons oorgelewer het van ons ouers af, en grootouers af, en ons dink, dis hoe ons maar die pad gaan stap, terwyl die woord van God die hoogste prioriteit daarin moet wees. En hier's die waarheid. Die waarheid is, ons almal dwaal soms af. Almal gaan soms in hulle eie rigting, en jou vertrekpunt, dit wat jy glo moet vas wees, want as jou vertrekpunt nie vas is nie, weet jy nie hoe om verder te journey, en dan wil jy elke keer oorbegin. Sê by my. En daar's van die wat nou al te veel keer oorbegin het. Jy mors groei tyd in jou lewe. Jy kan bly stap. Ons sê mos dis 'n journey. Dis 'n ding waar die Here met ons 'n pad loop, en as ons dit begin verstaan, gaan ons verder beweeg. Dan is die vraag, waarheen is hierdie journey? Want ons journey tussenin het 'n eindpunt. En as ons dit vir mekaar vra, dan wil ek vandag vir jou sê, Christus se mense weet dat hulle is op weg na 'n splinter nuwe ewige stad. As ons die eindpunt van ons journey 'n ander werk maak, of 'n gelukkige verhouding maak, of ons maak die eindpunt van ons journey finansiële sukses of sekuriteit in die lewe, ons maak die eindpunt van ons journey 'n mooi lyf of fiksheid of gesondheid, mis ons die journey, want ons moet hierdie journey verstaan, hier's ander punte wat ons sal bereik, maar die groter journey, al hierdie ander punte wat ons sal bereik, staan in diens om by die ewige stad uit te kom. Is jy by my? Dis belangrik om dit te onthou. Ons weet Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, Johannes 14 vers 6. Jesus is die pad daarheen, Jesus is die pad, hy is die eindbestemming, hy is die een na wie ons op pad is. Anders gestel, ons weet, hy is die enigste regte pad, as ook, hy is die finale bestemming, dis alles een. Ons is op pad om by Jesus te wees.
Ons gaan by hom wees. Dis nie 'n pie in the sky nie. Ons glo wat die Bybel sê. Die Bybel sê vir ons is hierdie tydelik. Hierdie is tydelik. My nuwe kar kan môre in 'n ongeluk wees. My lyf se gesondheid kan môre in een oomblik verander. Ek hoor hierdie week van 'n 34-jarige vrou wat net by haar werk net so in mekaar gesak het, weg. Dis die realiteit van hierdie goed en ons veg vir die goed terwyl ons moet fokus op die eindbestemming. En dis belangrik dat ons dit sal doen. En dan dink ons baie keer, weet God doen hierdie enorme reddingswerk, ons verstaan dit. Jy's nie een van die wat sal stry dat die kruisdood was 'n enorme prys nie. En dan dink ons nou los God ons, jy moet alleen hierdie pad stap. Nee, hy gee vir ons sekuriteit, hy gee sy gees en ons gaan vanmôre daaroor praat en hy help ons met hierdie journey, hy help ons. Maar wat moet in ons harte begin inkom? Dit moet vir ons genoeg raak om te weet dat Jesus weet wat in my lewe aangaan en hy sal my deurdra. Amen. As dit nie vir jou genoeg is om te weet Jesus weet nie, dan verstaan jy nie hoe groot hy is en wat sy betrokkenheid in jou lewe kan wees en hoe hy kan ingryp en hoe hy wonderwerke kan doen en hoe hy dinge kan verander nie. Dis nodig dat jy sal weet Jesus weet en ek gaan okay wees en dis nie 'n pie in the sky nie want ons gaan vanmôre oor die implikasie daarvan praat. Nou hoe kom ek op hierdie vertrekpunt? Die eerste ding wat ons moet verstaan is dat die mens, ek en jy, is gebore met 'n sondige natuur. Ons ouers met die kleintjies sal weet wat ek van praat. Jy hoef hulle nie te leer om stout te wees nie. Dis hier op 18 maande all hell breaks loose. Jy weet. Is ek reg? Jy hoef hulle nie te leer nie. Hulle doen goed. Hulle breek goed. Ek het nou die dag foto's gesien, iemand het op Facebook gesit. Hulle sê jy weet jy't 'n kleuter as daar stilte kom en dit lyk so en dan is die meel uit die kas uitgegooi en al die skeerrome is weg en goed is oor hulle geplak en jy weet, dis wat jy weet. Daar's 'n natuur in ons. Ons is in 'n verkeerde geslag gebore. Ons is in die geslag van Adam gebore en ek wil jou aanmoedig om daai reeks te bestel waar ek gepraat het oor Romeine 5, Romeine 6, Romeine 7. In Romeine 5 sê hy, deur een mens, deur Adam, het die sonde in die wêreld gekom en ons verstaan dat die sonde is nie 'n werkwoord, dis nie jy drink bier of jy kyk pornografie of jy pleeg oorspel nie. Sonde is om van God afhanklik te wees. Dis wat Adam gedoen het. Adam het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad en hy wou van God onafhanklik wees. So hier's 'n situasie. Deur sy bloedlyn, ek en jy, is daar 'n sondige natuur binne ons, 'n geneigtheid om van God onafhanklik te wees. Gaan dink gou hierdie week, het jy heel waarskynlik weer dinge gedoen wat van God onafhanklik is. Dis waar. Die Here sê vir my, bly kalm. My gees is by jou. Moenie kwaad word nie. Dink ek, ag Here, kom ek help jou om hierdie taxi ou te leer om reg te bestuur. Ag van julle sing koortjies terwyl julle ry, nê. Ons het hierdie dilemma. Ons is in 'n verkeerde geslag gebore. Ons is in sonde in ons en ons is in 'n sondige wêreld. Daar's soveel goed wat in ons rigting kom wat ons die mekaar maak, wat ons, jy weet, jy het vriende wat jou beïnvloed om sekere goed te glo. Het julle dit al agtergekom? Jy het al agtergekom dat mense beïnvloed mekaar om te skei en mense beïnvloed mekaar om verkeerd te dink, om verkeerd te doen, om in verkeerde rigtings te gaan. Ons leef in 'n gebroke wêreld as gevolg van die sondeval. Dis nie God wat ons straf nie. Jy sê dis onregverdig. Ek wil vanmôre hê jy moet verstaan, dis nie God wat ons straf nie. Ons leef in 'n gebroke wêreld. Het dit vir julle al gelees? Die hele skepping wag dat God Jesus sal stuur om ons te kom haal. Is julle okay daarmee? So die slegte goed wat gebeur is nie God nie. Ons leef in 'n sondige wêreld. Maar nou moet jy verstaan, en dis waarheen ek vanmôre met jou wil gaan. God het die proses begin om ons uit hierdie geslag uit te kry. Dis nie 'n battle wat jy moet veg nie. Te veel van ons is besig om hierdie battle te veg. In die kerk waarin ek groot geword het hulle vir my die battle week na week gepreek. En week na week het ek probeer om hier uit te kom. Daar was so groot oom, hy het altyd 'n breinpak gedra met 'n breindas. Ek
kan dit nou nog sien. Hy het sulke groot hande, sulke troe hande gehad. Hy het eendag by my gestaan, dan sit nie eendag nie gereeld. Dan sit hy sy hand so om my. Nou sit hierdie groot oom ek die laaitie. Dan sê hy vir my, "Daantjie, nou dit moet jy nie vir my sê nie. Die Here gaan jou nie help as ek jou aanraak." Nou kyk los. Sê vir my, "Jy moet jou lewe regkry." Dan dink ek, hoe? Dan luister ek weer na 'n volgende preek en dan hoor ek, jy moet dit los, dat los, dan los ek dit, dan spring dit in my lewe in, want hoe meer hulle sonde adverteer, hoe meer explore ek. In Petrus 1 vers 23, God het immers die proses begin waardeur jy wedergebore is. Luister nou mooi. Hierdie wedergeboorte is nie deur julle aardse ouers bewerk nie, want die lewe wat hulle julle gegee het, loop uit op die dood. Die lewe, die nuwe lewe wat God gegee het, is vir ewig. Sê saam met my, vir ewig. Want dit kom van die ewige en lewende woord van God en ons weet dit is Jesus. Hier's 'n proses begin. En as ons hierdie proses nie verstaan as 'n afgehandelde werk nie, die oomblik toe Jesus op die kruis van Golgotha, vanmôre moet julle geduld hê, ons moet hom deurwerk, so ons gaan bietjie langer dalk sit, maar as jy nie vanmôre verstaan, dis 'n afgehandelde werk op die kruis van Golgotha, toe Jesus uitgeroep het, tetelestai, dit is volbring, was dit 'n afgehandelde werk, en dis belangrik dat ons dit in ons denke sal vasmaak, amen. Want anders te word dit Jesus plus nog iets. Ek het 'n bee in my bonne daaroor. Ek het nou die oggend met 'n teoloog gesit en praat, hy sê, maar jy raak driftig daaroor, ek sê, ek kan ander woordeskat gebruik daarvoor. Want ek verstaan nie dat mense in die kerk toegelaat word om groot stadions vol mense te maak en te sê, dis Jesus, maar jy moet nog iets gaan soek nie. Dis 'n proses wat deur God begin is, dis 'n God ding, dis God wat in jou lewe inkom, deur die bloed van Jesus Christus, en hy reinig jou van alle sonde. Sê die Bybel dit? Dis mos so eenvoudig soos dit. Jy sien, daar's 'n proses begin deur 'n afgehandelde werk. Dis 'n werk wat gedoen is. En ek en jy, die oomblik wat ons enigiets by daai proses wil bysit, word hierdie journey tussenin baie moeilik. Want dan word dit 'n journey waar ek moet hardloop en iets soek wat God in my lewe kan en moet doen. En dis nie hoe dit werk nie. Tussen konsepsie en die baba wat gebore word, is daar 'n groeiproses. Maar die oomblik wat die baba gebore word, is dit 'n volmaakte werk. Jy word nie 1 week 'n arm gebore en die volgende week. Party van julle lyk so, maar dit is nie so nie. Okay, dit was 'n grappie geweest. As jy gebore word, ek nou sien my kop prentjies. As jy gebore word, is dit 'n volmaakte, afgehandelde werk. Nou kom die kerkwêreld partykeer en hulle preek. Onlangs hoor ek 'n vrou dit preek en sy sê, wanneer jy gebore word, is daar nog goed. Wanneer jy wedergebore word, is daar nog goed wat moet gebeur. Nee, waar staan dit in die Bybel? En Jesus het ons nie verlos, of God het ons nie verlos op grond van wat ons gedoen het nie, om ons vryspraak te gee nie. Hy het ons nie verlos om ons vry te maak op grond van iets wat ek en jy reg kry of reg doen nie, maar slegs op grond van sy eie liefdevolle goedheid of genade, soos wat jy hoor wat sê Titus 3 vers 5 tot 7. Hy sê, dit het hy vermag deur die reiniging van die wedergeboorte. Nou, jy's in 'n verkeerde geslag gebore. Okay? Jy moet verstaan dat jy's 'n sondaar en jy's in 'n sondige geslag gebore. Draai na die ou langs jou toe en sê vir hom, jy's 'n sondaar. Nee, moenie dit doen. Okay. Ek is stout volgende, ek moenie dit doen nie. Alraai. Maar luister nou mooi. Nou kom God en hy stuur Jesus en Jesus sterf aan die kruis en ek en jy moet by wedergeboorte kom en hy kom en hy haal ons uit 'n verkeerde geslag uit. God kom haal ons uit 'n verkeerde geslag. Hy het dit vermag deur die reiniging van die wedergeboorte, deur die Heilige Gees wat ons vernuwe. Hy het sy Gees ryklik op ons uitgestort op grond van wat Jesus, ons verlosser, vir ons gedoen het. sien julle hom?
Die gevolg was dat ons vrygespreek is deur sy onverdiende goedheid, dat ons erfgename geword het van die ewige lewe waarop ons hoop. Onthou julle die nuwe hemel, nuwe aarde, Jesus? Ons het ons hoop daarop gebou. So nou kom God, hy betaal 'n prys, ek en jy kom, dit is nie op grond van vir jare in die kerk was, as jy hemel toe gaan, moet jy die sondaarsgebed bid. Ek het 'n kursus gedoen daarop. En dan moet jy jou sonde bely. Ek weet nie wie van julle nie, van julle is dalk rein en heilig. Ek kon nie alles onthou wat ek gedoen het nie, ek het dit goed geïnvent. Wat gebeur met jou dan? As ons dan sê jy moet al jou sonde bely, wat gaan gebeur? Hoe gaan jy tot by redding kom as jy nie alles kan onthou nie? Wat is die oorspronklike sonde? Ons het julle dit al baie geleer. Ek is onafhanklik van God. Vir my saligheid gaan dit nie oor wat ek reg doen nie, of wat ek reg onthou nie. Vir my saligheid gaan dit oor, ek verstaan dat Jesus Christus het vir my 'n prys betaal, sodat ek by wedergeboorte kan uitkom. Hy sê, julle was eintlik dood, omdat julle gesondig het. En luister na die woordeskat, julle was dood, omdat julle gesondig het. En omdat julle sondige geaardheid nog nie weggeneem was nie. God het egter saam met Christus julle lewendig gemaak, deurdat hy julle sondes vergewe het. Sê saam met my, al my sonde. Nou hoekom loop jy nog steeds met die gedagte van sonde wat ek gedoen het? Ons kan nie dit in ons kop inkry nie, dis hoekom dit genade genoem word, dat God al die sonde wat ek gedoen het, die sonde wat ek tans doen, nou moet julle stil bly, moenie jou oog knip nie, want dan gaan iemand dink jy bely. En die moontlike sonde wat jy gaan doen, is 2000 jaar terug op die kruis afgehandel. Is julle okay daarmee? Hy het julle al julle sonde vergewe. Hy het die dokument met die voorskrifte wat as 'n klagstaat teen ons gedien het, uitgevee en van ons af weggevat deur dit aan die kruis vas te spyker. Al daai lysies wat teen jou gehou is, al daai labels wat die kerk deur jare op jou geplaas het, al daai goed wat mense op jou plaas, onthou jy, dis wie jy is. Die kerk is professioneel om labels op mense te plaas. Ag julle ou geskeidekies. Jou dwelmslaafies, jy weet, sies tog. Nee, dis omdat ons dit hoor en glo dat ons is waar ons is. Al my sonde, sê weer saam met my, al my sonde is van my al weggeneem. Wat 'n bevrydende boodskap. Dis weggevee, weggevat. So het hy die hemelse, en luister na hierdie woorde nou, so het hy die hemelse en aardse magte ontwapen. Jy moet by my bly vanmôre en asseblief hê geduld, ons gaan so 'n bietjie langer praat. Hy het die hemelse en aardse magte ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Waar kan ons in ons teologie inkom dat die duiwel nog 'n houvas op 'n kind van die Here kan hê? Hallo? OK, charismate sê amen. Gereformeerdes knip jou oë. OK, die ander ons doen net iets, laat jy weet jy's hier. Alright, dis belangrik. Hy het die vyand, het hy ontwapen. Nou kom mense met teologie van, ja, weet jy wat, pas op vir hierdie blomvaas, die duiwel kan daarin wees. Nee, hy kan nie, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die sonde wat my pa gedoen het, die geslag waarin ek gebore was, het hy my uitgehaal. Kan daar 'n bloedlyn vloek in my lewe wees? Onmoontlik. Weet jy hoekom? Want my verlosser, Jesus Christus, woon nou binne in my. Ekskuus as ek nou vanmôre hierdie goed jou mee omkrap, maar ek wil hê jy moet dit reg glo. Jy moet reg glo, anders dan gaan jy op hierdie journey tussenin sukkel en dan gaan daar allerlei teologie kom van gaan soek net of het jou pa nie iewers droog gemaak nie. Jene mense, my pa is in die graf al vir 14 jaar, ek gaan hom nie kan kry nie. Maar ek het 'n hemelse pa wat vir my 'n prys betaal het dat ek by wedergeboorte kan uitkom. En hy het nie 'n halwe werk gedoen nie.
So maklik om die Bybel te glo. Staan hier in julle Bybel ook. Ek hoop julle lees hom. Dit staan daar. Hy gee ons lewe deur Christus. Hy het 'n volkome afgehandelde werk. Dit is nie die bloed van Jesus plus nog iets nie. Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun julle bevry het, sal jy regtig vry wees. Dis nou net daar waar jy die religious ouens sê, okay, ja maar. Dalk het die Here in hierdie ou 'n halwe job gedoen. Nee, die ou wat sukkel, glo net nog nie reg nie, net nog nie gehoor nie. Want geloof kom deur die gehoor. Weet jy wat is die probleem? Van ons gaan en ons luister by 'n konferensie na iemand wat vir ons vir 2 ure lank vertel hoe sleg ons is en hoe sleg jou ouers is en jou voorouers is. Dis geloof wat kom want jy glo wat jy hoor en dan begin jy soek. En dan is daar moeilikheid in jou huis. Is jy met my? Ek praat nou die dag met 'n vrou, sy het gehoor sy moet haar huis skoonmaak. Nou as jy jou huis wil skoonmaak, kry 'n huishulp om te vee. Moenie die goed uitgooi nie. En as jy die goed wil uitgooi, gee vir ons het armes in die gemeente. Sy het haar huis so skoon gemaak, toe sy die vuur maak, toe steek dit haar lapa aan die brand. Ek is ernstig. Ai mense, hierdie journey tussenin, luister gou vir my, hierdie journey van hier tot in die hemel, is 'n lekker journey. Daar's joy in hierdie journey. Dis nie ek moet nog 'n klomp goed uitfigure nie, dis 'n afgehandelde werk. Jesus Christus het die prys betaal sodat ek vandag sy seun kan wees. Ek staan nie meer bekend as Dani Lodder, seun van Frans Lodder nie. Gee nie om nie, my familie sit vandag hier. Ek sê vir julle, ek staan bekend as Dani Lodder, seun van God. Dis my pa. En ek weet wie my pa is. Wat moet jy doen? Wat moet jy doen om hierby uit te kom? Hy sê in Romeine 10 vers 9 en 10, en dis kardinaal dat jy dit sal verstaan. Hy sê, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis wat jy moet bely. Jy moenie 'n kerklike geloofsbelydenis aflê en jou onderwerp aan 'n kerk nie. Jy moet 'n belydenis aflê. Jesus, ek kan dit nie sonder U maak nie. U het in my plek gesterf. U bloed het my sonde van my af weggeneem. So almal van julle wat nog nie gekatkeseer het nie en vandag gee ek jou die beste nuus. Jy gaan hemel toe nie oor jy gekatkeseer is nie, jy gaan hemel toe oor jy Jesus Christus aangeneem het. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek, en as ons met ons mond bely, word ons gered. So wat moet jy doen? Jy moet bely wat jy glo. Jy moet bely wat jy glo. Wat glo ek? Ek glo vandag. Weet jy wat glo ek? Ek glo dat al my sonde, sê saam met my, al my sonde. Al my sonde is aan die kruis vasgenaal. Dis van my al weggeneem. Daar is vir my geen veroordeling nie volgens Romeine 8 vers 1. Daar's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dis wat ek glo. Ek glo dat die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde en hy het die vyand in die openbaar tentoongestel en van hom 'n sirkus gemaak sodat ek en jy in God se oorwinning kan leef. Dis wat ek glo. Hoor nou, Kolossense 1 vers 27, God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe wonderlik die heerlikheid van hierdie geheim vir alle volke is. God het besluit om 'n geheim, hier kom die geheim vandag aan jou, luister nou mooi, jy gaan nou 'n geheim hoor. Hy sê die geheim is, Christus leef in jou. Hierdie is permanent. Dis 'n afgehandelde werk die oomblik wat jy bely dat ek Jesus Christus nodig het. Dis nie 'n proses nie. Dis 'n geboorte, 'n wedergeboorte wat plaasvind. Dis 'n nuwe geboorte. Ek is 'n nuwe skepping, ek is 'n nuwe mens. Hy sê dis die geheim. Korintiërs sê, weet jy dan nie dat die Heilige Gees in jou woon nie? Miskien moes jy wake-up call vanmôre, weet jy dan nie? O nee, ek sukkel met hierdie ding. Weet jy wat? Jy gaan aanhou sukkel totdat jy weet dat Jesus woon binne in jou. Hoe meer ek van hom bewus is, hoe minder het enigiets 'n invloed in my lewe. Hoor wat sê hy verder in Kolossense 1 vers 27. Hy sê dit is die waarborg dat julle dit gaan maak. Eldrie, stap saam met my. Hier kom ek tot by wedergeboorte Christus. Ek bely. Wat bely ek? Nie my sonde nie, ek bely dat Jesus Christus is die enigste redder, die enigste verlosser. Is julle okay daarmee? Nou is daar 'n hemelse heerlikheid wat wag. Gaan ek foute maak? Ja.
Gaan ek dalk swaar kry? Ja. Gaan daar moeilike goed gebeur? Ja. Wat gaan maak dat ek dit maak? Die feit dat ek dit reg doen of die feit dat Christus in my is? Jy sien, as jy dit snap, verander jou lewe. Dan verstaan jy, al struikel die regverdige ook hoeveel maal, elke keer help die Here jou uit. Elke keer kom die Here tot jou redding. Dis nie 'n ding van jy moet van voor af begin nie. Ek stap en ek hou aan stap. Ek is op 'n journey van genade en God se waarborg is Jesus is binne in my en dis die rede hoekom ek dit gaan maak. Dan hoor jy 'n preek van, o, die Here vat die reën van ons af weg oor jy sonde gedoen het. Nee, daar's seisoene. Hier is die amazing ding wat verder gaan. Ek het nie tyd vir môre om by alles stil te staan nie. Efesiërs sê, Christus is in ons is in Christus. En terwille van tyd gaan ek nou maar net vinnig maak en saam is ons in God verborge. Gaan koop vir jou Tupperware en remind yourself, dis hoe jy lyk. Dis hoe jy lyk. Kan ek van myself praat as 'n sondaar? Kan ek van myself praat as 'n verslaafde? Kan ek enige gebroke label op myself plaas? Sien jy wat gebeur? Ons plaas gebroke labels op onsself en ons glo die leuen. Dis wie ek is. Ek is in Christus. Christus is in my en saam is ons in God verborge. Die Bybel sê so en ek sê vanmôre vir jou, bring vir my die helse mag wat hierteen kan staan. Ek is bevry deur die bloed van Jesus Christus. Dis goeie nuus, man. Stel jou gesig in kennis, dis goeie nuus. Jy moet verstaan, geregtigheid is om voor God te staan asof jy nog nooit sonde gedoen het nie. Nou my identiteit nou is ek is geregverdig. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want God het hom wat geen sonde gehad het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. God het Jesus sonde gemaak. Hier het dit gebeur op die kruis van God. God het Jesus sonde gemaak. Dis hoe ek lyk. As God na my kyk, sien hy die afgehandelde werk van Jesus Christus in my. As jy na jouself kyk, het dit tyd geword. Vandag is die datum wat jy kan neerskryf. En jy kan sê op hierdie dag van Oktober het ek begin verstaan dat God woon deur Christus Jesus, deur sy Heilige Gees in my. Dis wie ek is. En dan kom daar versoekings, dan kom die ou identiteit, dan kom die aanslag, dan kom beskuldigings. Jy bring jouself terug na wie jy is in Christus en nie wat mense van jou sê nie. En jou sonde, die val, identifiseer jouself nie. Die feit dat jy dalk weer heeltemal in 'n verkeerde rigting gegaan het, identifiseer jou nie. Want as jy in 'n verkeerde rigting gaan, waar is God? Hy's by my, ek is binne in hom en ek is veilig. Hy gaan my deurdra. Hy sê daar's geen hoogte of diepte of engele of owerhede. Luister nou mooi, die Bybel sê so, daar's geen hoogte of diepte of engele of owerhede of helse mag of teenwoordige of toekomende dinge wat ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Ek hoop hierdie ding, man, moenie op die stoele spring nie, is plastiek, maar kom ons wees bly oor wat God vir ons gedoen het. Ek wil jou vanmôre inspireer om hierdie goed te begin glo, man. So kom ek gevra het julle moet vanoggend heel voorsit. Ek wil heel eerste met julle praat. Weet julle wat, as hulle dit vir my geleer het toe ek 'n tiener was, nee, het ek nie halfte van die draaie geloop wat ek geloop het nie. As jy vir die res van jou lewe kan onthou, Puls, as jy vir die res van jou lewe kan onthou, ek het my hart aan die Here gegee, ek is sy kind, hy gaan my nie los nie. Imagine wat in jou lewe kan julle imagine wat in hulle lewens gaan gebeur. Ons was geroof, ons was gesteel deur al die nonsens wat ons geleer was. Nou is die Here by jou, nou is hy nie by jou nie, nou sit hy op jou skouer. Asseblief ma's en pa's, moenie jou kinders grootmaak, die duiwel is by jou as jy droog maak nie. Amen. Wat moet ek doen? Ek moet glo. Nommer 1. Nommer 2, ek moet begin gehoorsaam word. My gehoorsaamheid gaan nie bepaal of ek hemel toe gaan nie. My gehoorsaamheid gaan bepaal hoe ek hier in die journey tussenin leef. Is julle met my? Die kerk wil maak dat as jy nou tot bekering kom en jy's weer ongehoorsaam, jy luister nie vir 'n oomblik na sy stem nie, gaan jy hel toe. Nee.
Maar hierdie gehoorsaamheid in hierdie journey, waar sy Heilige Gees binne in my praat, gaan maak dat ek hier suksesvol leef. Is julle okay daarmee? Luister nou, wat moet ek doen? Hy sê nuus aan almal oral. Luister, dis wat die teks vir ons sê. Hy sê nuus aan almal oral. Elkeen wat glo en gedoop word, sal gered word. En daai red praat nie van die redding om hemel toe te gaan nie. Gaan hier 'n verwysingspunt hê om aan vas te hou. Jy moet nou saam met my bly. Nou het ek tot wedergeboorte gekom, dit het gebeur, okay, ek loop die hele tyd met dit met my saam. Hoe maak ek dit in my lewe vas? Deur gehoorsaam te wees en my te laat doop. Nou, ons moet verstaan, as ons praat van doop, dan praat ons van die Bybelse manier van doop. Die Griekse woord daar is baptiso, wat beteken om ingedruk, ingedompel te word, toegevou te word. Jy kan dit vir enige Griek gaan vra wat verstaan wat ek vanmôre sê. Dis wat die Bybel sê. Wie kan gedoop word? Elkeen wat glo. So kan 'n baba glo? Nee, en ek preek nie teen jou kerk nie, ek preek wat die Bybel sê. So iewers moet ek 'n keuse maak om te glo. Dit kan enige ouderdom wees, dit kan 'n 8-jarige kind wees, dit kan 'n 16-jarige volwassene wees, dit kan 'n 80-jarige mens wees, as jy glo. Hoor nou wat gebeur volgens Kolossense 2 vers 12, toe hulle gedoop is julle saam met Christus begrawe. Kom ons hou net daar stil. Die eerste Adam het gemaak dat ons in sonde verval het, is julle okay daarmee? So die gevolge van die eerste Adam is ook van toepassing op ons gewees. Is julle met my? Tweede Adam het ons vrygekoop. Is julle okay daarmee? Tweede Adam het ons vrygekoop. Nou kom hy sê, julle is saam met hom begrawe. So die oomblik toe julle saam met hom een is, het julle ook saam met hom opgestaan. Nou word die gevolge van wat hy gedoen het, die gevolg in my lewe. Ek word opgewek in 'n nuwe lewe. Dis geloof. Hy sê, julle geloof in die krag van God het dit moontlik gemaak. En dit is hierdie selfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het. Dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, kom in werking as ek begin glo. En hoe wys ek dat ek glo? Ek laat my doop. En dan staan ek op, soos wat Christus opgestaan het, en dit is wat my in staat stel, met 'n verwysingspunt die heeltyd, om die journey van genade te bly stap. Martin Luther skryf 'n dokument oor Martin Luther, een van die hervormers. En die ouens kan sê wat hulle wil, Martin Luther is gedoop, as jy na sy geskiedenis kyk, as 'n volwassene, né? Is 'n groot mens. Dan hy sê elke keer wanneer hy in versoeking kom, was sy redenasie nie, ek is 'n sondaar, ek het dit alweer gedoen, ag sies tog shame nie. Party van ons doen dit. Jy verstaan nie met die huis waaruit ek kom nie. Jy verstaan nie die vrou waarmee ek nee, okay, ons los daai. Verstaan jy, dis wat ons doen. Weet jy wat het Martin Luther elke keer gedoen as hy in versoeking kom en as hy wou quote? Want as daar wat jy wil quote, is daar iemand wat daarmee kan relate. Dan het hy uitgeroep, ek is gedoop. Wat sê jy as jy sê ek is gedoop? Jy sê ek is gehoorsaam gewees, ek het saam met Christus gesterf, ek kan nie die verskil maak nie, hy kan nie verskil maak, en die gevolge van sy opstanding, wat deur die Gees van God gewerk word, is nou myne. Weet jy wat maak ons? Nee, ons onderhandel, gaan hierdie ene lekker wees, gaan dit 'n goeie draw wees, gaan hierdie sappies my goed doen? Hy sê, dis die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat dit vir ons moontlik maak. Luister wat sê 1 Petrus 3, en ek's amper klaar, vers 21, in die Lewende Bybel. Hy sê in die doop, luister nou mooi, kry jou prentjie van doop uit jou kop, kry God se prentjie. Hy sê in die doop, wat 'n beeld is van jou verlossing. Die doop is 'n prentjie van jou verlossing. Red jou nou van innerlike vrae en vrese. Die water, luister mooi, kan jou nie reinig nie. Daar's nie magiese krag wat jou kan reinig nie. Dis die geloof van ek sterf saam met Christus en ek staan saam met Christus op in 'n nuwe lewe. Nou kom daar innerlike vrae, is ek gered, is ek nie gered nie? Ja, ek is, want ek was gehoorsaam deur my te laat doop. Sien julle my verwysingspunt? Maar omdat jou die antwoord gee aan 'n skoon en rein gewete, ek is dood, ek het saam met Christus gesterwe, gee dit jou innerlike skoonheid en vrede voor God, omdat jy demonstreer
wat jy glo joune is deur die opstanding van Jesus Christus. Dis tyd dat jy sal demonstreer wat jy glo vir jou gegee is deur die opstanding van Jesus Christus. Luister wat sê Romeine 6. Hy sê, of weet julle nie dat almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in die dood begrawe, dit staan in die Bybel, sodat Christus deur die wonderbare magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook in 'n nuwe lewe kan lei. Ek het hierdie verwysingspunt nodig, sodat ek in hierdie nuwe lewe kan begin stap. Hoekom? Want ons sukkel met geloof. Geloof is vir ons baie keer iets abstrakt. Dis hierdie ding in jou kop, dis hierdie ding in jou hart. Maar nou het ek iets gedoen, ek het my laat doop, so ek het 'n verwysingspunt. Dit lyk vir 'n ongelowige is dit 'n irrasionele ding. Wat kan doop aan my doen? Dit word vir my 'n sigbare moment met 'n datum waarheen ek kan verwys. Ek is opgewek deur die magsdaad van God. Is julle nog by my? OK. Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons soos Christus deur die wonderlike magsdaad van die Vader opgewek kan wees, ons ook 'n nuwe lewe kan wandel. Wat maak ek nou? Nou is ek gedoop. Is ek volmaak in Christus? Gaan ek foute maak? Ja, want ek het 'n siel, ek het 'n wil, ek het emosies. Is julle okay daarmee? Wat maak ek wanneer ek dit beleef? Ek oefen om nie my oë die heeltyd op sonde te plaas, die werkwoord nie. Jy is so vasgevang. Nou wil jy ophou drink, sê nou man, nee, jy's alkoholis. Okay? Nou wil jy ophou drink. Nou sê, wat maak hulle, ek honor die werk wat alkoholiste anoniem doen, ek doen. Okay? Maar ek verskil met hulle op een punt. Ek kan nie elke byeenkoms daar aankom en sê, hallo, my naam is Dani, ek's 'n alkoholis nie. Verstaan julle? Nee. Goeiemôre. Ek is hier vir support. Fine. My naam is Dani. Ek is 'n bloedgewaste seun van God en dis waar ek my stand begin. Verstaan julle waarheen ons op pad is? Hy sê, ons moet ons oë begin hou op Jesus, nie op al hierdie goed nie. Nou kom ek en ek preek vir jou. Weet jy wat, as jy jou lewe wil regkry, daai beeltjie in jou huis, daai Afrika skildery, dis hy. Waar staan dit in die Bybel? Kom, waar staan dit in die Bybel? Jy's simpel as jy 'n Boeddha beeldjie in jou huis hou, want ons het niks met Boeddha te doen nie. Maar hy kan geen invloed in my huis hê nie, want waar ek is God, want hy is binne in my en ek is in hom en saam is ons in Christus verborge. Amen. Luister gou hier, Hebreërs 12 vers 1 en 2, ons is amper daar. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê, ons oë vasgenaal op Jesus. Wat moet jou fokus wees? Dit wat Jesus vir my gedoen het. Hy sê die een op wie ons geloof van die wegspring tot by die eindstreep steen. Die Engelse vertaling sê looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. So as jy nou vandag kom en jy verstaan, yes, ek moet wedergebore word of ek is wedergebore, né? Wie begin daai geloof in jou hart? Hy. Is jy okay daarmee? Hy is die outeur. Wie gaan dit klaarmaak vir jou? Hy. Dis 'n bietjie anders as wat ek deur die jare in die kerk geleer was. Jesus, jy moet dit uitsweet, boetie. Jy moet dit fight. Nee, jy kan dit nie fight nie. Hoe meer ek dit fight, hoe meer is ek bewus van die ding. Hoe meer ek by Christus uitkom, hoe vryer is ek. Amen. Luister wat sê Hebreërs 12 vers 2 in die message. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished the race we're in. Luister wat sê hy verder. Hy sê study how he did it. Study how he did it because he never lost sight of where he was heading. Moenie verloor waar jy nie op pad is nie. Want weet jy wat maak ons? Die ding kom, hierdie ding kom, dan word dit my ding. Dis nie my ding hierdie nie. Ek is iewers heen op pad. Hier staan hierdie ding in my hand. Wat gaan ek doen? As ek vir hom kyk, gaan ek verloor. Ek oefen om my oë op Jesus te hou. Hy sê that exhilarating finish in and with God. He put up with
everything along the way. The cross, the shame, whatever. And now he's there in the place of honor right alongside God. Luister hier, tussen die reeds en die nog nie, staan jy voor God as geregverdig en jy hou jou oë op Jesus. En dit is wat jou denke in hierdie journey vernuwe. Dis wat jou anders maak lyk. En jy moet hierdie guts binne in jou hê om te sê, ek gaan klaarmaak, my oë gefestig op Jesus. Nie na al die goed luister nie. Ons moet beter begin sif. Want tussenin gaan mense ons distract, tussenin gaan law inkom, tussenin gaan religion inkom, gaan ou idees inkom. Ek moet net sê ek gaan vasbyt daarin. Leonard Sweet skryf hierdie week, is 'n teoloog wat ek volg en ek het baie respek vir hom. Hy sê die journey tussenin is soms die journey van lyding van Goeie Vrydag, soms die stilte van Saterdag en sommige dae die wonder van die opstandingsdag. Dis mooi, né? Ek maak klaar met Romeine 8 vers 15 tot 21 in die message. Hy sê, this resurrection life you receive from God is not a timid, grave-tending life. It's adventurously expectant, greeting God with a childlike, what's next, papa? Dis hoe die, party ons is hierdie journey, ek is 'n kind van liewe Jesus, jy weet. Hy sê, nee, dis nie so nie. Dis exciting, dis, yes pa, wat's volgende? Hoekom? Want ek sien kans, want met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur, met my God kan ek uit hierdie ding uitstap. Vanmôre kan jy uit die ding wat jou vashou uitstap in die naam van Jesus. Amen. Hy sê it's not timid, hy sê it's adventurous, hy sê greeting God, hy sê God's Spirit touches our spirit, God se gees raak ons gees en confirms who we really are. Vanmôre kom sy Heilige Gees en hy sê vir jou, jy's my seun. Ek moet nou reg kyk, want nou sê ek vir 'n dogter, jy's my seun, so ek kyk maar vir jou. Jy's my dogter. Is dit nie amazing nie? Dis wat God se Gees doen. Kom sy Gees en sê, jy's 'n sondaar. Nee. Jy's my kind. Ek gaan die werk in jou klaarmaak. We know who He is. And we know who we are, father and children. And we know we are going to get what's coming to us. An unbelievable inheritance. Weet jy dit vanmôre? Daar's 'n unbelievable inheritance wat God vir my en vir jou voorberei. Dis waarheen ons op pad is. Hy sê we go through exactly, dit klink so slegte nes amper, né? We go through exactly what Christ goes through. If we go through the hard times with Him, then we're certainly going through the good times with Him. Ek stap hierdie journey, ek bely, ek het 'n verlosser nodig, Jesus Christus, ek kan myself nie red nie, en ek begin te stap. Partykeer gaan ek van koers af, maar hy is by my. Ek kry elke keer net my fokus reg. Moenie hierby betrokke raak nie, ek kry my fokus reg. Ek vra myself, waarheen is ek op pad? Dan gebeur slegte goed gebeur. Dit is sommer groot afdraande. Wat maak ek? Ek kry my oog op Jesus. Partykeer beteken dit ek loop 'n rukkie onder, dit gaan taai. En dan wanneer ek weer kyk, dan kom ek agter terwyl ek na hom kyk, is ek weer op die regte koers. En ek gaan dit maak, jy gaan dit maak. Amen. Dis die goeie nuus van die journey tussenin. En jy moet dit vanmôre verstaan dat God gaan eindtyd met jou hierdie journey stap. Kan ek vra dat almal wat hier sit hardop agter my sal aanbely? Hemelse Vader, dankie vir u liefde. Dankie dat Jesus in my plek gesterf het. Dankie Jesus dat U al my sonde van my af weggeneem het. Vandag is ek in U in my, en ek is U kind. Ek loof U dat U wat die werk in my begin het, dit sal klaarmaak. In Jesus naam. Amen.